Ons sê, kom ons sit ons so. Vader, dankie Abba vir hierdie voorreg wat ons gehad het nou Abba om hier te kan worship Abba en waarheid in die gees Abba. Dankie vir hierdie asem in ons Abba, dankie dat die roog in ons is Abba. Vader, U sê in 1 Korintiërs 6 vers 19 dat ons is die tempel en U roog, die Heilige Gees bly binne in ons Abba. En Vader, dankie Abba dat die asem Abba so kan uitblaas Abba en ons kan vra Vader, mag U deur die Gees ons lei Abba. Roog HaKodesh kom lei ons, kom wys ons. Dat ons nie op ons eie self op die pad bevat nie, maar ons op ons, dat net U aan meer is. Abba, mag U ons lei, Abba, waar ons moet gaan, en leer ons, Abba, om die stem duidelik te hoor. Vader, mag ons die stem ken, mag ons, U is ons herder, en ons is die skape, Abba, mag ons die stem duidelik hoor. Abba, dit is 'n hartsbegeerte, Vader, van hierdie huis. Van hierdie bediening, Abba, om die stem duidelik te hoor. Vader, dankie, Abba, dat U ons steeds vandag nog praat, Abba. U is die lewende God, U is Yahweh Olam. U is vir altyd, U is everlasting, Abba. Vader, ek bid nou, Abba, dat U sal ons spreek, Abba. Uit U troonkamer, Abba, ek bid U sal nou uit U troonkamer, uit Abba, en kom praat deur die Gees met ons, Vader. Vader, mag ons soos U die antwoord hier ons spreek, U dienstag te luister. Dankie, Vader, vir alles in U seun, Yeshua se naam. Amen. Amen. Julle, so ons is besig, ons maak vandag klaar met die gawes. Ons het 'n geruime tyd en ons het al by die waskom is, ons het weet met tabernakel reeds nog steeds. Ons eer Abba. Altyd daar ons die 12 stamme gedoen het Abba gesê, begin met die tabernakel. En ons werk so deur die tabernakel, en soos ons gaan is die journey, Abba hy kom maak het hierdie skat op ons oop, en ons eer hom daarvoor. So vandag maak ons klaar met die gawes, die genadegawes, ons het al die gawes het ons is dink 6 maande nou besig met die gawes en dis so lekker. Dis so lekker om net so nou en dan te weet want baie mense sê ja, maar julle is altyd in die Ou Testament en julle hou steek vas in die woestyn. Wel, ons is daar vir 6 maande lank bietjie al in die Nuwe Testament gewees. So dis so awesome. Dis al wat die hele woord, dis baie belangrik. So laasweek het ons gepraat oor die gawes, die gawe van genesing. En ons het gesien, Abba het ons geleer hoe Vader ons genees deur sy Gees. Ons is nie die instrument in die hande is. Ons is nie die instrument, ons is net die wessel. Maar Vader kom genees deur sy Gees. En Abba het ons probeer presies hoe hy wil hê ons moet mense salf, hoe ons moet die hande oplê en hom vra vir die genesing. En hoe sy genesing dan deur ons hande vloei. Maar ook het ons gesien laasweek hoe ons sondes moet bely en ook met mense gaan rebuke, moet hulle gaan praat, sê hy sê moet ons sê, kry daai sonde uit jou lewe uit, kyk hierna, dat hulle sonde bely en dan te vra, want Vader sê in Jakobus 1 vers 5, gaan en salf hulle, en sê vir hulle om nie meer te sondig nie, gaan sondig nie meer nie, want die sonde is besig vir die tyd wat is in jou en die genesing staan, ja, so ek gee Abba vir dit. Vandag wil ek praat oor die gawe van onderskeid. Gawe van onderskeid. As die Vader se bid is, ons nou volgende daai toe, daarna gaan ons het benet, ons het vanoggend gepraat, gaan sy vir ons begin, want na die waskom as jy die tabernakel staan, dan kry jy die 5 pale, as jy by die Mishkan moet gaan. En dit is verteenwoordig die Torah. Die brons onder die oordeel. So ons gaan begin daarso. En dan is nou die gedeelte waar jy in die houdies gaan ingaan, en dis nog ek is so excited, want is die menorah, ek dink die menorah wees vir 10 maande, maklik. Ons daar gaan vasstel. Dan is dit nog al van brood, dan die goue altaar, ons gaan, ek prys Abba daarvoor, vir die hele tabernakel. En dan as ons klaar is, kan ons weer vooraf begin, want gelukkig ons mense is soos 'n goudvis. Nog sien 'n goudvis vergeet elke dag hy eet en hy dink hy swem in 'n groot dam. Meetings is 'n klein kassie, dis so amazing is hoe Abba ons heeltyd net, jy vergeet so 'n bietjie, ons is menslik, maar dan al Abba net vir hierdie highlights uit en dan kom fit vir hulle net weer op in daai highlights en dis wat so mooi is. So ja. So nou net om te kyk na die gawe van onderskeid, moet ons dit kan verstaan. So ek het baie keer in my lewe gedink as jy gedoop is, net as jy gedoop word, en dit is wat hoe ek dit ingesien het op bestaan in my lewe en dis presies daai wat Abba kom sê is van daai en ek het vandag gepraat oor daai melk drink en dan begin jy vaste kos eet. Maar ek het bestaan gedink van as jy die dag as jy gedoop word, die gawes is nog nie beskikbaar nie. Maar as jy gedoop word, dan jy skielik kry jy 'n gawe van onderskeid en
En dan kan jy nou begin onderskei wat reg en verkeerd is, en al die dinge. Dis wat ek altyd gedink, dis maar my brein gewerk op 'n stadium. Maar ek eer Abba het vir my sê nee, dis nie dit werk nie. So, ja, as jy gedoop word, kry jy gawes. Jy kry gawes in onderskeid, jy kry wysheid. Abba gee vir jou gawe vir jou roeping, soos hy jou geskaap het. Maar daar's iets baie dieper as net reg en verkeerd. Want ek het altyd gedink onderskeid is reg en verkeerd. Klaar. Dis 'n wit en swart. Klaar, lig en donker. Dit is die onderskeid. En dis hoe en dan mag Abba ons net leer deur sy Gees. So om te begin is dit dieselfde as genesing. Die gawe van genesing. Is dit die vraag, het die mense voor die uitstorting van die Noag? Het hulle die gawes ontvang? Was die gawes daar gewees voor die uitstorting in die hoofkamer, wat in Handelinge gepraat word van? Of by die doop? Wie het voor die tyd al 'n gawe van onderskeid gehad? Duidelik die genesing ons daar gepraat. Was dit nie die mense in die Nuwe Testament of die mense in die Ou Testament ook? Het hulle ook al die gawes gehad van onderskeid? Ja, dit is ja. Soos dit 'n gawe wat jy sal ontvang as jy gedoop word nie. Want het jy al gesien as 'n kind byvoorbeeld, dit is altyd die beste voorbeeld, as jy kyk na 'n baba, hulle weet presies wat kyk na wat hulle fout maak, want hulle is stout is. Jy al gesien hoe kyk 'n kind vir die ma of pa as hy stout is, dan kyk hy na of hy nou kyk. Hy weet presies. En dan weet hy presies waar sy lyn is en dan skryf hy die lyn aan. Ek dink selfs tot die mans ontvang 'n gawe van onderskeid die dag as hy ondertrek, maar as die dag sy trou. Het jy al gesien hoe kyk 'n man vir 'n vrou as hy nou iets doen? Dan kyk hy, okay, nee, sy sien nie, okay, dan skryf hy die lyn aan. En dis basies sy werk. Mans het 'n gawe van onderskeid. Raar, want hy weet presies. En hy toets hy lyk die hele tyd. Dit is presies so. Dit is punt van die saak is, as 'n kind van klein het af weet wat stout is, weet wat sonde is, weet wat verkeerd is. Dis in ons natuur. Dis in ons natuur. Ek kyk altyd die reaksies. Okay. So is dit net ook met ons, met Abba Vader. Dag as jy verloof raak met Vader Jahwe. Dag as jy jou hart besny, dag as jy jou hart oopmaak. Gaan jy nou ook so dan en jy Ruach sê vir jou, jy toets daai lyntjie. Jy toets daai lyntjie en dan sê hy deur sy Gees tot my kind, stop nou. Kyk, Abba, as dit reg wat ek nou doen. Dis 'n leerskool. Dis 'n leerskool. Hoe baie keer het ons stel in ons geestelike lewe dalk bietjie oor die lyntjie getrap het. Net so 'n bietjie Abba, net van, sorry Abba, ek het my lyn gaan. Maar dan weet jy, dan begin meer dan raak jy groei in die Gees en jy raak sterk en jy dan begin jy weer staan, jy leer woord ken, jy begin nou weer eens gehoorsaamheid leer. Dis Abba jou vorm. Dis net so. Yeshua sê in Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal 'n trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal julle in die hele waarheid, hy sal julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie. Maar alles wat hy gehoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne, daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Is nie dit mooi nie? 'n beskrywing hoe Yeshua vir Ruach HaKodesh beskryf. Dis so mooi. So eers het Yahweh self met die mense gepraat, van die begin van die woord, van die begin van die dae. Dus stuur hy sy seun om met die mense te praat. En daar het ons vandag die Nuwe Testament. En daarna stuur hy sy Ruach om met ons te praat. Die vraag vandag is, luister jy?
So om die gawe van Ruach Kodesh, Heilige Gees te verstaan, moet ons gelees daaroor. Die woord gaan ons bly. 1 Korintiërs 12 vers 8 sê, en dit is die gedeelte van die genadegawes, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaak deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, en aan 'n ander onderskeid van die geeste. Aan 'n ander allerlei tale en aan 'n ander uitwerk van tale. So as word geskrywe 'n gawe van onderskeid van geeste. Baie belangrik. So kom ons kyk na die Griekse betekenis van die geeste. Dis die Griekse naam is diakrisis. En dit beteken onderskei oordeelkundig. Onderskei oordeelkundig. Met ander woorde, om die verskil te sien tussen twee dinge en daaroor 'n opinie en keuse te lig. Die naam geeste is pneuma. Okay. Pneuma. Nou pneuma is baie, daar's baie want daar sê word gesê geeste. Ekskuus, ek het nou verkeerd gesê. Onderskeid is die krisis. Dit is die onderskeid, okay? Diakrisis, dis die Grieks, en dis onderskeid oordeelkundig. Okay, dis onderskeid. Oordeelkundig, so jy moet oordeelkundig onderskei oor geeste. Oordeelkundig, okay. Dan die Grieks vir die geeste is pneuma. Alright, sies, ek het nou verkeerd gesê. Alright. So, daar is 'n meervoud. Dis pneuma, maar dit is geeste. Okay. So pneuma beteken eerste ding, is Heilige Gees, Vader se Ruach. Okay. Dan kan dit ook beteken lewensgees. Okay. Die lewensgees. Duidelik, dit is ons is geestelik, ons is liggaam, siel en gees. So wat het Yeshua gesê in die kruis? Vader, ek gee nou my gees terug aan U. Soms voor as jy voortdurend ons geken het, is ons gebore, ons was gees gewees en die liggaam geword, in die liggaam kom bly, wat ons op eendag gaan teruggee, die gees gaan teruggee. Okay? Dan die derde ene is 'n denkende gees, wat jou wil, verstaan en jou emosies is. Nou dis alles onderskei oor hierdie geeste. Soos onderskei teenoor byvoorbeeld jou liggaam, die onderskei tussen jou denkende geese, jou gees, jou denkende gees, jou wil, jou verstand en emosies, onderskei daaroor. Dan, die vierde is jou lewensgees. Dit is die asem in jou. Die lewensgees wat jou asem. Dan die vyfde is geestelike wese. Geestelike weses. So dit is met ander woorde jou geestelike reality, jou engele, jou demone. Daai is die onderskeid van dit. Dan ook jou geestesgesteldheid. Met ander woorde die invloed van Ruach. En dan laastens, daai geeste beteken ook lug, wat 'n wind in die is asem. So kan jy sien hoe groot is onderskeid. Hoe groot is die onderskeid oor al daai geeste. En as jy gaan kyk, ooralste, waar hierdie goedes kom in ons lewens voor. Ooralste is daar daai keuse, daai onderskeid wat ons moet doen. Onderskeid van geeste. So daar is verskillende benamings en gebruike van die gees. En daarvoor het ons onderskeid nodig. Of dit lig of donker is. Of dit emosie is. Of dit vleeslik of geestelik is. Mag Jahwe ons leer deur sy gees. Nou in die tyd, net na Yeshua, het die disippels baie engel gespreek. Kan jy dink dat die disippels ewe skielik hulle kry 'n rook word van uitgestort en hulle moet uitgaan. Petrus kry visies, hulle moet gaan na die heidene en hulle gaan in hulle huise in. En hulle op daai tyd het hulle het 'n kerk gestig, in die huis gestig van Vader. Right? Maar daar kry jy eers skielik verskillende opinies. So was opinies van mense. Onsekerhede, mense, jy weet, dis nou eers skielik, hulle het 'n wonderwerk gesien en eers skielik is Yeshua weg. Daar was onsekerhede gewees. En ek dink dit is moeilik geweest. Ons kan dit terselfdertyd kyk en hulle verkies hoe hulle vervolg is. En dan nog aan die agterkant het hulle vir
Paulus voordat hy voordat hy die Damaskus oomblik gehad het, en hy is op hulle agterhoede, hy wil hulle heeltyd gevangenis neem. So dit was moeilike tye gewees vir die disippels. En hulle is vervolg. En dan kom kry hulle nog saam met die vervolging opinies, mensopinies. En kry ons dit van ag nie. Die verskil is net, ons het een woord om saam te stem oor. Net een woord. Okay? Ons het gelukkig 'n woord. Ons het 'n woord en daar is 44.000 verskillende opinies oor een woord vandag. Daar is 44.000 dominasies vandag. Alright? Oor een woord. Maar daai tyd was daar nie 'n woord gewees nie. Daar was nie. So die verskil was gewees, daar was opinies oor die werklikheid. Hulle het al geleer. Het hulle opinies gehad oor die werklikheid. So kan jy dink, daar was Jode wat nie vir Yeshua wou aanvaar nie. Dan was daar weer die Messiaanse Jode wat vir Yeshua aanvaar het. Dan die heidene, dan die sonsgod aanbidders, die pygane. En toe later die Rooms-Katolieke. En daai disippels het kopseer gemaak vir die ander. Met al daai verskillende opinies, daar was 'n werklikheid. Ons kan nou teruggaan en ons kan 'n opinie hê oor wat gebeur het. Maar hulle het gedeel met dit. En hulle moes actually daai mense vir hulle woord gee en sê, hy ouens, hierdie is die ding. Hier kan ons het taal, hier is die Here, ons weet, ons ken al van Openbaring tot Evangelie tot Openbaring. Ons het al na riglyn. Hulle is in die diep kant gegooi, hulle moes mense oortuig. En dit is moeilik, dink ek. Maar mense opinie. En dit is belangrik om te onderskei tussen reg en verkeerd. So hulle het roog, almal gee vir hulle roog, almal gee vir hulle het 'n gees van onderskeid 110% gehad. Want hulle het roog se stem gehoor en nie mensopinie. Anders was die woord van Jahwe gebaseer op mensopinie wat hulle geskryf het en nie gees geïnspireer nie. Verstaan jy wat ek sê? Hulle het die woord geskryf, hulle was deel van dit gewees. As hulle daar nie 'n gees van onderskeid gehad het nie, was die woord mensopinie. En nie gees geïnspireer nie. Prys al wat hy van 'n gees onderskeid gegee het. Die disippels en skrywers van woord het by Jahwe se ruach gehoor. 2 Timoteus 3 vers 16 sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie volkome toegerus, werk toegerus. Die hele woord. Let wel, die hele woord is gegee vir weerlegging, onderwysing, geregtigheid. Dis kom ons volwasse moet optree oor die woord en nie soos kinders nie. Vir Jahwe vra vir wysheid om die woord te verstaan. Hebreërs 5 vers 14 word daar geraas met die mense en sê hulle moet volwasse wees. Vers 12. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, by die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Oefen. So jy is 'n volwasse as jy oefen. As jy die gees van onderskeid oefen, dan gebruik jy vaste kos. Om goed van kwaad te onderskei. Jy moet oefen. Onderskeid is nie, nou ken ek en ek's nou reg. Dis 'n journey. Hoor gou mooi. Geestelike groei is nie kennis nie, maar onderskeid. Om waarheid te sien en te onderskei. Is dit nie mensopinie? Is dit demonies? Om te onderskei tussen dit.
Is dit van Jahwe af? Is die kamerhuis vol profesie? Is dit dalk volsheid? Is daar onderskeiding tussen dit om te bepaal? Dis belangrik om watchman te wees vir Jahwe. Ons moet kan onderskei, ons moet dit oefen. En deesdae kom en dit gaan dit al hoe meer word en die woord sê dit. Die wolf gaan kom in skaapklere. Nou Petrus moes baie keer 'n gawe van onderskeid gebruik en hy is 'n baie goeie voorbeeld. En een van die verhale in die woord is Handelinge 8 vers 15. En dan gaan ons lees. Kan ons besef die disippels, hulle is ewe skielik in die diep kant gegooi. Dis nie van klein van woord, hulle is gegooi in die kant. Sommige mense op hierdie, ons het nog abelief hierso, en ek keer allemaal met Jay wat ons hier so gestap het. Dit is soos ewe skielik mense op hierdie, sê ja's, leer om ja te sê, leer om nee te sê, dit is, en dit is net genade dat Abba ons kom leer, want daar is tye wat hy moet nee sê, as ek moet ja sê. Dit is belangrik. As ook sê, die disciples, hulle was dudes gewees. Hoor gee so, vers 15, hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hulle het toe nog nie op niemand van hulle geval nie. Die Heilige Gees het nog nie by geval nie. Maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. So hulle was gedoop gewees in die naam van die Here Jesus. Baie tyd. Maar van hulle, wat ek hierdie stuk verstaan, is toe nog nie met die Heilige Gees gedoop nie. Toe het hulle gebid, dat hulle met die doop van die Heilige Gees kan gebeur. En hulle het toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Nou, die stuk het allemaal ons leer hierso. En toe Simon dit sien dat die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. Nou is Simeon die waarsêer, die ou wat baie teks gedoen het. Vers 19 gesê, gee my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Ken jy dit die ouens, hulle ken dit nie. Kyk, ons ken dit vandag. Jy skielik sien hulle, is mense wat hande oplê, dan hierdie ouens beweeg, genesing, profesie, alles. Hoog in onderskeid van Petrus. Dit is al keer gehad, joh, ek Simeon, ek gaan jou hierdie kans gee, want die bediening moet groei, ons moet hierdie kerk bou. Of gaan hy sê, want Petrus sê vir hom, excuse, mag jou geld saam met jou vergaan, Simeon, omdat jy gedink het om die gawe van God weer geld te kry. Hoe baie Simeons is daar nie vandag, wat die gawes wil gebruik om geld te maak? Maar totale laat groei die kerk deur net konsentreer op die gawes. Waar is die Petrus? Wat sê nee? Wat sê mag jy geld saam met jou vergaan, jy wat in die besigheid, die bediening, wat jy besigheid maak verkry word. Want dis ons die meeste tyd, die besigheid vandag, die bediening. Petrus het duidelik onderskeid gehad en sê, no, ons gaan nie hierdie storie, 'n geldstorie maak nie. En dis een van die pyers se grootste leuns vandag. Want jy kry die tale, as al mense eers die shows gegee word. Mense val om, en mense word geblaas van val om, en mense allemaal praat in tale, en dis net die groot shows, stoele skuif rond, en mense kom in, en dis net 'n storie. Die gawes die baie mense kry, want die mense is in 'n skielige mens. Ons is nou skielig, ons like shows, ons like, wow. En dis wat, Simeon was baie sy besigheidsman, hy het gesê, nee, maar hierdie kan ek geld maak. Maar sy hart was op die verkeerde plek gewees. En Petrus het allemaal hom boldness gegee. Boldness gegee. En onderskeid. So, die gawe van onderskeid gaan baie keer moeilik wees. Daar gaan uitdagings wees as jy soos Petrus is. Mense het vir Petrus gehad. Die punt is, as jy gaan onderskei in die gawe en Ruach wys jou om nee te sê, gaan jy dit doen? Gaan jy nee sê, gaan jy bold wees? Gaan jy soos jy Joshua sê, nie my hel ons wil serve the Lord, nou wat, gaan doen julle idols, gaan doen julle gebies, gemaak julle geld. Gaan jy dit doen, as Ruach vir jou sê nee? Jy sê, dit het al baie keer op papier perfect lyk.
En jy gaan volstroom daarvan. Dit lyk goed, man, die mens, ons het hierdie plan en die bediening, en dit lyk soos, wauw, hierdie gaan die koninkryk bou, hierdie is vir die ons nou begin doen. En die eerste keer kom Ruach en hy sê nee. Hy sê nee. So daardeur kan jy dan baie mense verloor, as jy dit lees. Mense gaan jou afsonder van jou, hulle gaan kwaad word vir jou. Baie keer sien ons die gees agter die woorde. Duidelik van Hebreërs 5 vers 2 wat ek nog gelees het, wat sê ons moet geestelik groei. Vra jouself vandag, hoe vind jy die gawe van die Ruach? Van onderskeid? Hoe vind jy die gawe? Want dan ons moet geestelik groei, ons moet die woord sê, ons moet dit oefen. Leer en oefen jy jou sintuie. En dis onderskeid. Nou daar's vaste kos. Of het jy jouself geleer om, as jy Ruach jou iets wys, en jy raak ongemaklik, dit eerlik te vermy. Is jou emosies al gesurrender met ons is? Want die emosie kan die vyand ook teen jou gebruik, en jy sal dink jy hoor reg. Dis oefening. Dan is jou emosie wat praat en nie Ruach. Hoe baie keer gedoen het? Want ons sit en jy het die emosie. Want jy dink nou dat ek reg gaan hoor. Meantime is gaan kyk net, dis jou emosie. Vader, Jahwe roep jou vandag meer as ooit om te groei in die gawe van onderskeid. Ons het nodig. Want daar gaan al hoe meer valsheid kom in vandag se tyd. Die woord sê dat aan die einde die valse profete meer en meer gaan word. Ons moet die waarheid oppas, want die mense word al hoe meer mislei vandag. Ons moet die waarheid oppas. Ons het 'n werk. Ons moet dit oppas. Die disippels het opgepas. Die Jode het die Torah opgepas met hulle dood, die lewe en dood. Israel het opgepas. So is ons geroep om te wonder, of is ons geroep om te onderskei? Leer en oefen jou sintuie totaal nie, so. Begin om daai vaste kos te eet. Wees soos 'n Pinchas. So, hoe kry mens geestelike duidelikheid oor iets? Paar voorbeelde van duidelike onderskeid. Duidelik wees is, dit is baie gevaarlik, emosies. Baie dingetjies gaan jou, die vyand met vir jou lieg, daar's baie dingetjies wat jou onderskeid kan belemmer. Nou kom ons lees hoor daaroor. Johannes 16 vers 13. Wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Die hele waarheid. Daar's nie gedeelte waarheid nie. Die hele waarheid. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hoe maar sien dit? Hy sal my vir julle, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader is myne, daarom het ek gesê dat hy sal neem uit wat my behoort en aan julle verkondig. Ek het nou gelees. Ruach sal ons in die waarheid lei. Hy gaan ons in die waarheid lei. Yeshua het die disippels voorberei vir die onbekende. Hy sê gou, die disippels 'n instruksie manual gekry saam met Yeshua. Is soos manual van jy moet so doen, gaan daar toe, gaan daar dinge. Nee, hy het verhoog gekry. Hy het onderskeid gekry. Om hulle dinge te wys. Dinge wat kom. Wys vir al van ons dinge wat kom. Ja, hy sê, hy wys vir ons. Hy wys tot sy profete. Dinge wat kom. Glo ons dit. So die taal van Ruach is duidelikheid en nie verwarring nie. Die taal van Ruach is duidelikheid en nie verwarring nie. In Johannes 2 vers 7 kom sê dit, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos die salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos dit julle geleer het, so moet julle in hom bly. Ruach gaan nie vir jou lief nie. Hy gaan nie.
Mense leef vandag en doen wat hulle vol reg is om te doen. In plaas van om te voel wat Yahweh wil hê hulle moet doen. Mense kry baie woord wat jou laat goed voel. Maar het jy al daai na so 'n woord, het jy dit al gekry? As jy woord kry, baie onrustige gevoel in jou siel. Daai is raak wat praat oor. Wees dankbaar dat jy daai onrustige gevoel kry. Die groot ding is, maak roog jou binnevogter in jou liggaam vir die waarheid. Paulus waarsku ons so mooi dat ons duidelikheid kan hê. Moet duidelik is. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Blus die gees nie uit nie, veraf die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie. Gaan weer wees. Blus die gees nie uit nie, veraf die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie. Dis wat die mense weer sê, yes, kom ons gaan drink, ons loop dag gaan, ons slaap rond, ons eet vleis. Beproef alles en behou die goeie. Ek moes nie al ons lewe altyd as 'n kind gehoor nie. Jy moet kyk kan alles gaan doen, dan net die goeie. Maar dis weer eens gebrek aan kennis. Want wat sê dit voor dit? Vers 20, veraf die profesie nie. Verag die profesie nie. Proef alles. Dit gaan oor die profesie, nie oor gaan dans en gaan te kere nie. Toets profesie, behou die goeie. Dis wat die woord is ons sê. Toets profesie. Dis wat kan maar dinge uit konteks uitkry. Toets profesie. Miskien moet ons partykeer ons eie motiewe ook toets. Soos Dawid. Jy glo my hart, Vader, en wys my. Want baie keer kan jou motief 'n emosie wees. Baie keer kan daai droom dalk net 'n droom wees wat jy net in jou kop was dalk net besig gewees heel week om aan te dink. Maar net ek het nou daai droom gekry, ons moet dit doen. Wees versigtig. Gees van onderskeid. Beproef dit. Sal ek vir sê. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Is dit nie mooi nie? Nie net gehoor hierso. Nie net gevul word met Ruach HaKodesh nie, maar gelei word deur Ruach HaKodesh. Engels sê dit mooi. Not just be stirred by the Holy Spirit, but directed by the Holy Spirit. Moet nie gestuur word in die goeie voet, daai is direksie. Word gedirek. Hoe kry jy direksie in die Ruach HaKodesh van Vader af? Nou hoe praat ons vandag? Hoe praat Ruach HaKodesh met ons vandag? Hoe praat Ruach? Ons lyn. Kyk. Met tye weer vrede, as daar vrede is, wees met tye. Daai woord wat sê, be stil en nou en aanklaar. Tye deur woord. Deur woord. Okay. Of woord van iemand anders af, deur ons kyk. Tye van selfondersoek, dan praat ons oor. En tye van ongemaklikheid. En daai tye is op jou knie is, as jy nou alles verloor, as daai koninkryk nou afgebreek is, dan praat graag mense van tyd. Deur alle boetas en sissas wat geestelik gewig dra, baie belangrik. Okay? Tye weer stilte, wanneer jy forceer is om stil te wees, en al is voete, ensovoorts. Daar's baie voorbeelde van Ruach praat met ons. Die punt is, Ruach HaKodesh praat. Hy praat vandag nog, hy het dit gepraat en hy, Vader is sy Ruach gegee vir ons. Die Vader is Yahweh Olam, is everlasting. En sy Ruach is everlasting, sy genade is everlasting. So miskien sit jy hier vandag boeta of sissa en wag op Yahweh se stem. Jy sê ek kan nie hoor nie. Die vraag wat ek vandag wil vra, ken jy sy stem? Want die vyand praat ook. Hoe sterk het jou gawe van onderskeid al gegroei, of drink jy nog steeds melk?
Want as die gawe wat onderskeid groei, as jy hom oefen, dan gaan jy al hoe meer op Roeg se stem gebeur. Maar as jy besig is om melk te drink, dan moet jy versigtig wees. Want dis wat die vyand die meeste jou wil mislei. En dan kan jy die gouste profesiekie of die gouste woordjie aanvat. En dan aan die einde van die dag maak jy so nie mekaar, jy weet nie eens op 'n dag of nag gestaan. Want jy kan nou op Google gaan, om 10.000 profesieë te kry. Maar gaan kyk na die vrug van die persoon wat vir jou gee, heel eerst. Baie belangrijk. Dis waar een van die dinge volgens jou te gee. Of moet jy dalk, jy moet transisse wat wag, by die stem. Iemand nader om saam met jou te bid en te vra vir 'n antwoord. So saam met jou. Moses sê, maar ek love het om dit altyd te bid. 1 Samuel 3. En ek gaan ons lees. Dit is 'n ou storie, maar ons ken, maar hoor nou wat al wat vandag leer. Vers 1. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie. En daai tyd was ons is bevoorreg. Maar dit maak ook dit vir ons soveel moeilikheid om onderskeid te doen. Daai tyd was volk gepraat, mense het gehoor, en vandag is dit daar's 10.000 stemme. Vers 2. In die tyd dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie. Toe die lamp van God nog nie doodgegaan het, en hy het in die tabernakel geslaap, né? Baie interessant. Die lamp van God is die menorah. En Samuel lê en slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was. En die Here het na Samuel geroep en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek. Wat het U my geroep? Maar hy antwoord, ek het nie geroep, jy gaan slaap maar wel. Weer. Hy het toe geloop en gelê. Verder het die Here Samuel weer geroep. En Samuel opgestaan en het gegaan en gesê, hier is ek. Want U het my geroep, maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel die Here nog nie geken nie. Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die Here, die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. So. En hy is nou al lank in die tempel, wat hy is priester aangedoen. Hy het nog geen stem van die Here geken nie. Baie keer kan ons nie dink ons doen nie aan. Ons is die priester, ons maak disippels. Maar som, die Here se stem ken. En al hoe dit gaan ken is as jy begin vas te kos nie. As jy oefen. As jy hierso mediteer in die woord dag en nag. Die nag en dag. Baie keer. Jy het mense hulle roep op. En hulle gaan en hulle is afgenoemd en hulle kleed vir mense. Jesus. Vers 8, en die Here het Samuel weer geroep die derde maal, en het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek. Want U het my geroep, toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê. En as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here wat die knegt hoor. Toe het Samuel geloop en die plek gaan lê, toe die Here gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige keer, Samuel, Samuel. En Samuel geantwoord, spreek wat die knegt hoor. Toe die Here, want Samuel sê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel waarvan elkeen wat dit hoor, sy 2 ore sal opbreek. So, Eli die hoofpriester het hom gehelp. Eli het vir Samuel gehelp. Hy het nie vir Samuel gelag en gesê, jy's mal. Baie keer kry ons nie as mense net kom sê, ek het die woord gekry. Van die raar. Eli het raar waar sê, gaan doen het. Hy het hom raad gegee. Soos baie belangrik is, jy sê op, jy kan nie hoor, jy gaan nou jy kry iets, jy gaan nou, mense, moet as jy sê, wat geestelike gewig dra. Maar nie. Eli het besef, dis Jahwe wat praat, en hom gehelp. En Samuel is dit in die stem geglo, is baie belangrik. En gegaan na die hoofpriester. Dit is belangrik om saam te werk as 'n liggaam en te onderskei. Saam is die roeping en daar begin. En Vader het hom gebruik om konings te salf. Sê net, hy was daar en net ook die slegte gewoontes van Eli se seuns gehad, Samuel.
Nou saam met Eli se seuns groot geword daar in die tabernakel. En ons almal weet wat saam met sy seuns gedoen het, hulle was weg. Saam met die Christus gehad. Sou hy sy roeping kon uitleef as hy onder die invloed was van Eli se seuns? Nee. Hy het gekies. Saam met dit regverdigheid gekies in die tabernakel in die tyd wat Eli daar was. Saam met dit geglo in die wonderwerk wat hy is, wat sy mamma Hanna gebid het vir hom. Hy nie sê mamma, maar jy het regtig baie reg gehoor by al wat jy regtig gebruik het, as ek net 'n oopsie, is ek net 'n lucky strike om laat mamma sonder geword het. Nee, hy het geglo in die wonderwerk en hy het geglo dis hoekom hy daar moet wees, en Vader het gesê hy moet daar wees. En daardie het hy gekies om nie Eli se seun se geboortes aan te weet en daardie het Abba met hom gepraat en hy gekies. Hy het met graag gesê, spreek Here. So glo jy broer en suster dat jy geroep is. Soos Samuel geglo het. Miskien jou ouers en iemand dalk al jare vir jou gebid om die roeping in te lewe. Wat gaan die antwoord wees as ja en jou? Of gaan jy verskoning soek? Gaan jy verskoning soek? Die vyand gaan jy probeer pap, die vyand gaan jy probeer druk, is vir sonde. Die vyand gaan alles maak, die keer ek jy nie systeem probeer, ek kan nie. Hy gaan vir hom probeer sê, jy is dalk net, soos ek sê, Anna, nee, dit was nie so nie, ek moet net sonde gaan. Dit is belangrijk, die vyand sê hierna, Johannes 8 vers 44 sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wat julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van begin af en staan nie in die waarheid nie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie, wanneer hy leuen kan praat hy uit sy eie, omdat hy leuenaar is en die vader daarvan. So die vyand mag dalk vir jou lieg. Die vyand mag dalk vir jou lieg en omkeer het in die stem, sy vader se stem hoor nie. Lees hy gelieg het vir Ananias en Safira. Handelinge 5, vers 1. Ons stukkie lees oor Ananias en Safira. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias en saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop. En ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Hier is Petrus weer wolkens van Petrus weerkom. Ons kan baie meer doen. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het jy die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy nie vir mense gelieg nie, maar vir God, dit nog erg. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot mense het gekom en almal wat gehoor het. Hy het gesterf. So, Ananias het Safira gedink, hulle doen goed. Hulle gedink hulle doen goed. En dis wat die vyand vir hulle gelieg het. So baie keer beloof ons ook, ons sal iets vir die koninkryk gee of doen. Hoe baie keer gedink? Maar as ek hierdie kar kry, en hierdie bus kry, gaan ek elke naweek net die mense aanry na bediening toe. Of, dis as net hierdie verhoging kry, baie geld gaan, dis ek gaan vir die geld gee dit. En dan? As jy 'n deurbraak kry, wat gebeur dan? Jy lieg vir Ruach HaKodesh en vir Vader. Dis erg nie. So as jy het gekry, dan lieg die vyand vir jou. Jy sluit 'n kompromie, is deur, want dan kry jy stinkie. Dit is regverdiging van daai saakies wat jy kry, hoe baie kyk nou nie. As jy weet jy moet iets vir Abba beloof en jy moet kyk Abba, ek het 'n beloof, ek gaan vir u 'n stoel koop, stoele gee en dan kom jy net jy gee tafels. Ja, maar Abba, dis mos nou ons sal miskien doen. Maar jy het stoel gegee. Jy sluit 'n kompromie en regverdig die saak dan met mensemosie en selfregverdiging.
Hoor gou wat gebeur met sulke dinge. Petrus het duidelik, en dit is baie belangrik, 'n gees van onderskeid gehad. Hy het nie gekyk na hulle goeie harte nie. Dis wat ons sê. Ja, broer, dankie vir die tafels. Ons kyk altyd wat dit is. Dit is 'n nice ding. Hy het nou grond gekry. Hy verkoop sy grond en hy koop ons. Maar hy het gesê ons gaan stoele kry, maar hy kom gee vir ons tafel. Hierdie ou ding nog steeds mos nice. Dit is wat nog gebeur het, né? Maar Petrus het nie so gesê nie. Want ons het gesê, hierdie mense verkoop iets en saai hulle geld. Ons is dankbaar. Maar Petrus sê nee, jy lieg vir die Heilige Gees. Deur nie alles te gee wat hulle beloof het nie. Petrus was duidelik en baie bold gewees. Hy was duidelik en hy was bold gewees. Tyd dat ons nie kompromieë sluit nie. Mag Abba vir ons 'n duidelike gees om onderskeid gee en dat ons sal besef, as ons ietsie beloof het, as jy gesê het, Abba, ek gaan hierdie ding vir jou uitlewer, nie om dit te verander nie. Ananias en Safira het gesterf. En so kan jy nog geestelik sterf. Mag Ruach 'n buitegetuie van die liggaam wees. Mag jy self hoe jy dit lewe, hoe jy doen. Luister na hom, dis onderskeid. As iets reg voel, is dit nie gewoonlik reg volgens, is dit altyd opskies. As iets reg voel, dan is dit altyd gewoonlik reg volgens ons. Nee, dis die begin van onderskeid. Dis waar onderskeid begin. So onthou, jy moet altyd groei in gawe. So nog ietsie, wat is nog 'n voorbeeld van geestelike groei in jou gawe van onderskeid? Voorbeelde van geestelike groei? Bid voor jy net aanneem. Wanneer jy die vleister binne jou hoor, dit nie oorweldig met jou eie wil nie. En dan moet ons sê, daar is nie, daar is nooit 'n perfekte onderskeid tussen ons nie. Onderskeid is moeilik nie, maar is wel 'n belofte van die Ruach wat jou in die waarheid sal lei en nie vir jou sal gee. Onderskeid is nie, maar hou vas aan die belofte. Wat Vader se Ruach harder spreek as jou onsekerhede. Laat Ruach jou lei. Nie net by 'n bediening elke Saterdag nie, maar daar waar jy dalk in jou kar is, daar in jou binnekamer, daar waar jy jouself afsonder. As jy eers Ruach kan hoor, dan verloor al die ander stemme krag. As jy gegroei het om Ruach se stem te hoor, dan ander stemmetjies verloor krag. Dan verloor die vyand se krag. Dis baie belangrik om Jahwe se wil eers te vra. Byvoorbeeld, het ons nie al baie keer gekry nie, by jou werk, jou besluite, dag as jy wil trou, jou lewensbesluite, transaksies, hoe baie plekke is daar waar ons Vader se wil. En dis alles deel van onderskeid. As jy nie antwoord daar kry nie, wag vas en bid. Vader se wil moenie 'n raaisom vir ons wees nie. Nee. Sien sy wil deur wat vergis. Die woord verduidelik is. Vader se wil nie vir ons hierdie wonder, maar is hierdie wil nie. Ons moet groei na geestelike onderskeid. Dit moet nie vir ons 'n raaisom wees nie. Hoor as sê Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, dis die sleutel. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgelike en volmaakte wil van God is. Daar's die antwoord. Vernuwing en beproewing van ons verstand. As jy jou vernuwing en beproewing van jou verstand gedoen, gaan die wil van Vader nie meer vir jou 'n raaisel wees nie. Jy gaan geestelik groei en jy gaan begin verstaan. Jy gaan onderskeid begin verstaan. Toets Jahwe se wil. Ja, daar's geestelik en ons natuurlik. Gideon moes die visie uitsit. Hy moes daar aksie gedoen het. Moenie net gelei word deur tekens en emosie, maar deur vernuwing.
Emosie is baie gevaarlik en werklik gebruik word te misleid. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Baie keer moet ons eers mens eer uit die pad uitvat. Jouself uit die pad uit. Jy moet submit en dan kan jy dit kry. Hernuwing van verstaan. Baie keer soek ons eers duidelikheid, hoor hierso. Baie keer soek ons eers duidelikheid voor submissie aan Jahwe. Soek ons nie altyd eers die prent of die uitkoms nie. Hoe die storie gaan eindig. Dis menslik. Soos 'n voorskou. Voor ons eers die rede vra en dan gehoorsaam is aan die bevel voor die uitkoms. Vader se wil kom met die verhouding. Deur tyd saam met hom te spandeer en 'n pad saam met hom te stap. Dan begin jy om verstaan en sy wil vir jou lewe. Daar's altyd 'n rede vir 'n seisoen in die lewe. 'n reason for a season. So Paulus moes ook geluister het en gehoorsaam gewees het aan Ruach HaKodesh. Handelinge 16 praat daaroor. Waar hy wou gaan, hy was vas oortuig gewees, hy moet gaan na Betanië toe. En Ruach het hom gekeer en vir hom 'n visie gegee om na Macedonië te gaan. Daar was sy rede gewees. Vir Paulus om te stop met sy spore en terug te draai en 'n ander pad te vat. En baie keer maak dinge nie menslik sin nie, maar Jahwe se wil is altyd die beste. Hy ken die einde. En as jy luister en gehoorsaam tot die einde, dan sal jy die dag sê, okay, het jy nou gekry nie van, yes, Abba, hoekom moet ek dit doen? Wat? En dan op 'n dag kom jy, maar okay, dankie Abba, dit was eintlik die rede gewees. Dit was eintlik die rede gewees. Daar's altyd 'n rede. Moenie Vader sal nie vir jou lieg deur sy gees nie. Maar kompromie hy, verandering hy, en jy voel so, jy dink so, dan is jy soos aan, nie as jy is op die dink daaraan, as Jahwe, as Jahwe ons dinge vooruit gegee en gewys het, sou ons nog steeds uit die teenwoordigheid gesoek het. As jy geweet het die einde gewees, gaan jy sou jy volgende jaar nader hê. As jy altyd buitetekens najaag, mag jy daal. As jy altyd buitetekens najaag, dis mense wat soek vir die einde. Hulle soek die ou. Dit is goed om tekens te vra. Maar maak seker van Allah, van die vyand kan jy mislei. Hy kan vir jou die verkeerde fliek wys. Hy kan vir jou die verkeerde fliek wys. Hernuwing en beproewing. Dis die belangrikste. As jy gaan jy net na tekens toe, dan gaan jy dalk die hernuwing en beproewing mis. Stilte ou geloof. 'n Bietjie stil te wees, die stil en lê kaart. Jy het nie 'n kaart nodig vir jou lewe en besluite nie. Vergeet. Jy het nie 'n kaart nodig vir jou lewe en jou besluite nie, as die een wat langs jou loop die pad ken. Onthou, daar's aan die einddae gaan daar baie valse profete wees en die vyand lieg. Hy lieg. Wat het hy met Adam en Eva gedoen in die tyd van Eden? Dis baie keer die vyand nie spesifiek as jy wil begin onderskei. Genesis 3 vers 1, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, hoor hierson, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie? Dis wat ek kom. Die vyand vra, het Jahwe so gesê? Dis altyd sy manier. Hy saai twyfel en vrees. Hy het vir Eva gevra, en hierso my het Vader reg gesê. En doen nie vandag baie keer nie. Hoe gebeur nie baie keer as ons begin onderskei wat Vader, af wat die vyand kom en hy sê, maar hy het nie regtig reg gehoor. Sien nie nou regtig reg.
As jy twyfel, gaan na die woord. Daar's baie mense wat vandag sê, volg jou hart. Volg het jou hart. Maar die woord sê, die hart is bedrieglik. Quote, woord. So mooi word ons nie byvoorbeeld gemisleid en saam om ander boeke te lees. En ander mense, ander boeke, quote. Jy word mislei. Mag die woord en nie die woord vir ons wees soos 'n tweesnydende swaard. Dra die wapenrusting elke dag. Dra die swaard van Ruach HaKodesh. En dien Jahwe in die gees en waarheid. Hebreërs 4 vers 12 sê die woord is lewendig. Vra my Vader Jahwe vir wysheid. Vra hom wysheid. Ek sluit af met Johannes 14 vers 26. Johannes 14 vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner, hoor jy so? Hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle sê. Ek dink aan Jesegiel 36. Ek sal vir jou roeg in jou hart gee, jou hart van vrees, sal 'n klip sal weggewees, hart van vrees kry, en die roeg sal jou leer. Hy sal jou maak om my insettinge en my verordeninge te doen. Hier sê Yeshua, Johannes, skryf. Hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy sal ons herinner. Daai stemmetjie wat jy gehoor, is herinner. Hy sal ons herinner. Ken jy die stem? Onderskei tussen die vyand se stem en die Vader se stem. Sy roeg se stem. Hy sal nie ons leer. Mag ons leer om te onderskei. Dis werklik 'n genadegawe. Hoor gou hierdie mooi stuk en ek gaan die hele preek opsom in hierdie paar woorde. Onderskei is 'n permissie om te pos. Onderskei is 'n permissie van Vader af om te pos. Baie keer moet ons net sê, hou die goed bietjie vas. Ek gaan net eers bietjie by my help, by my papa werk. Ons is staastig net daar. Ons is staastig en ons gryp te gou aan hierdie profesie en hierdie dinge vas. Dit is baie belangrik. Mag ons in hierdie dae 'n gawe van onderskeid kry by Vader. Mag ons begin om ons te leer om die sintuie, ons emosies, ons wil, alles te submit aan Allah en om die vraag vir die duidelike onderskeid en om dan oefen, hy onderskeid oefen en begin vas te kos dit. Ons sê dit so nodig vandag. Die wêreld is besig ons te lei, verlei, die vyand is die vader van hierdie wêreld en hy gaan ons mislei. Hy gaan ons van die spoorbeeld afgaan. Ons moet nie kompromieë nie. Ons moet vasstaan op wat ons hoor. En vra vir jou boetie en sisse om saam met jou te bid. Jy mag Vader vir die boetie en sisse op daai gees onderskei. Jy mag ons natuurlik, daai krisis nog steeds uitsit soos Gideon ons gedoen. Vir Abba vra. Dis tyd, soos laas gesê, dat die bedieninge gaan handel deur die gawes. Die bruid is terug. Nie jouself, nie geld te maak daaruit nie, maar die bruid is terug. Dis belangrik. Dis belangrik. Die Vader sê hy sal vir ons gee vir die wat nodig het. Vra vir Abba vandag. Ons het nodig en oor en nodig. Ons het mense wat tale spreek, dis nodig. Profeseë spreek, dis nodig. Ons het die uitleers nodig. Ons het op die gawes op Yeshua gerus het nodig. Sterkte, visioneere, raad, krag. Ons het dit ook nodig. Ons hoor alles in genadegawes is belangrik vandag. Want ons is 'n bruid wat vasstaan op die waarheid, kan begin opry. Skus ek sê dit mos. Kan begin opry. Die tye kom, ek het met daai dinge gepraat. Die tye kom, ons is genodig. Ons beweeg dit daai tye. Amen. Kom dit vir ons. Ons almagtige Vader, dankie Abba. Vader, jy is ons so lief. Maar dankie dat U vir ons
Eers as die Seun gestuur het, Abba en Yeshua het gekom en U was aan die begin en U die woord het vlees geword en Vader het ons so lief gehad dat U Seun vir ons gegee het. Die eerstgeborenes en Hy was die eerstgeborene. Hy is die firstfruit. Yeshua het gesê, nie maar, dis klaar, ek het kom doen wat my Vader wil hê ek moet doen op die aarde. En het sy gees teruggegee en hy staan in die regterhand van Abba Vader Jahwe. En Vader het vir ons die Ruach gegee. Die Ruach HaKodesh gegee, die afgesonderde asem. Die Heilige Gees gegee. As ons trooster om ons te leer. Ruach, U is so welkom in die lewe te doen. Ons nooi U uit om die plek te vul. Mag U vuur in hierdie plek net sak. En hierdie gawes aktiveer van elke boeta en sisse wat U sien. Die boeta en sisse wat die hart begeerd het om geestelik te groei. Wat die hart begeerd het om nee te sê, soos Eli, hulle kies nie Eli se seun se pad nie. Hulle lewe die wonderwerk. Dis 'n wonderwerk boeta en sisse dat jy op aarde nog is vandag. Dis 'n wonderwerk dat jy vanoggend wakker geword het en daar's 'n asem in jou. Gaan jy soos Samuel wag op die stem van Vader? Gaan jy die dag as Abba jou roep, sê, hier's ek, spreek, sê my wat ek moet doen, Vader? Samuel is in die moeilike gestek gesit, want daar's oorlog gewees en Eli is dood en Eli se seun is dood en die tabernakel is afgebrand. Maar dit was net 'n nuwe fase in sy lewe. 'n nuwe seisoen waar hy gegaan het om te gaan salf. Om Saul te salf. Op 'n stadium het Samuel hartseer geword oor Saul. En dis menslik. Hoe dan sit jy dalk daar in jou lewe wat jy hartseer is? Wat jy dalk nie hartseer het oor jou verlede of dit wat gebeur het? Mense wat jy jou alles gegee het en jou roeping uitgeleef het en hulle het jou net seer gemaak. Vandag wat Abba vir jou sê, gaan. Hou nou op om hartseer te wees en gaan. Want dan wag weer 'n Dawid vir jou wat jy moet salf. Goed, hy sê die vyand sal jou pad maak. Hy sal vir jou lieg, hy sal jou wil vas in die verlede. En as jy opstaan, as jy 'n giant. As jy opstaan, as jy hierdie warrior. As jy die warrior, vir Abba. Soos Joshua gestaan het voor die beloofde land en gesê, kies. Raksazakamas. Be strong and courageous. Dag van Abba vir jou sê, Bita en Sissa, be strong and courageous. Kies. As jy 'n keuse gemaak het, gaan Abba vir jou hierdie gawes gee. Jy gaan leer en jy gaan emosies leer en Vader, ek bid so vandag, Vader, dat ons nie in emosies sal optree nie, Abba. Vader, maak ons hier volwasse is, Abba. Maak ons weer sterk, Abba, dat ons die waar die vyand ons kom pak maak. Ons sal opstaan vir die reg en geregtigheid. Sal vasloop op die woord en op die waarheid en die dien in waarheid en die gees. Dankie, Abba, dat U ons die gawes gee vandag, Vader. Dankie vir gesondmaking. Dankie vir tale. Dankie vir uitleef van tale. Vader, ek bid vandag, Abba, dat ons die watchmen sal wees. Ek bid dat U die watchmen sal oprig, Abba. Die gatekeepers sal oprig op die gronde. Abba, ons kom verklaar vandag hierdie gronde as heilig. Ons verklaar hierdie gronde, Abba, U vir ons gegee het as U grond, Abba. Vader, ek behoort nie in Suid-Afrika en ek behoort aan U. En dankie vir die mure wat om die grond is, Abba. Vader, dankie vir die stad, Abba. Vader, mag hierdie stad U eer, Abba. Mag hierdie stad U stad wees, Abba. En Vader, ek bid vandag, Vader, dat vir die Gees van ons kyk, vir die gatekeepers en watchmen, en Vader, dat ons sal duidelik ons kyk wees, as die vyand wil kom. Mag hierdie weer gestryk wees, Abba, en mag ons nie soos kreefie op maak, 'n klein kompromis lyk in daar. Vader, dankie vir die engele wat om hierdie gronde is, Abba, met 'n ring van vuur om hierdie gronde. Swaarde omhoog. Vader, ek kom bid vandag, Vader, in die tyd het U ons gegee in Yahushua se naam, teen enige haatspraak, doodspraak, enige kurs wat gespreek is oor hierdie gronde, om kanselleer ons nou
in Yeshua se naam. En Vader, ons verklaar dat hierdie stad met mure is, Abba, op U, op hierdie grond, verheerlik sal word, Vader. En mag hierdie stad vasstaan op U woord en waarheid. Dankie daarvoor, Vader, vir die tyd wat ons gee, U seën Yeshua se naam. Ons kom eer U daarvoor, Vader. Ons kom eer wat U gaan doen, nog op hierdie grond. Ons kom eer U vir die tabernakel toe, wat nou gaan gebeur. Vader, ek bid dat die persoon wat op hierdie grond hulle voete sit, dat hulle die roogse vuur sal ervaar op hierdie grond, Vader. Maar dat die gees van tradisie, of die kerk, die traditional spirit, Vader, daar agter sal bly. Vader, die spirit of rebellion sal agterbly. Vader, dat hulle harte sal oopgemaak word, Vader, vir U woord en waarheid. Dat hulle oë sal geontsluier word vir U waarheid. Vader, daarvoor het ons hierdie gawes nodig. En ons bid vandag, Vader, dat U uit U troonkamer vir ons seën daarmee, Vader. Mag die soom van olie salwing so oor op hierdie bediening uitvloei, Papa. Sodat ons hierdie wessels vir U sal wees. Nie tot ons eie verheerliking of ons eie koninkryk bou of ons eie self op te bou of ons so sien om hierdie geld te maak, my Vader. Maar om hierdie passie te hê, hierdie fire sal hê, Vader, om die disippels te maak van die nasies. En te leer om alles te onderhou en te doop in naam van Yahweh Elohim, Ruach HaKodesh, Yeshua Mashiach. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat U ons die seën het, Abba. En ons kom maak het vandag ons sin, Abba, deur U seun Yeshua, wat die weg kom maak het vir die verlore skape van Israel. Daarvoor volgens Galasiërs 3 vers 29 is ons erfgename aan hierdie beloftes. Ons erfgename, moet ons sê, is erfgename vir hierdie seun vir Israel. Ontvang dit vandag. Yeshua het vir jou weg te maak. Berga Adonai Bishmarich. Ja Adonai Parevlecha Vigilika. Yesa Adonai Parevlecha. Yasem Lecha Shalom. Vader sê, hy sal jou seën. Maar sê, hy sal jou bewaar. Hy sê, as sy engele opdrag gee om te beskerm, maar ken hom en is lief vir hom. Maar sê, as sy aangesig oor jou verhef, en sy aangesig oor jou dat skyn, mag jy so skyn soos Moses geskyn het van berg Sinai, afgestap het toe hy die covenant, die verbond ontvang het. Mag jy 'n ligtoring wees vir die donker wêreld buitekant. Mag jy gevul wees in die gawes wat Ruach HaKodesh om die roeping uit te leef met tans se sang. Maar sien jou baie vandag. En Abba Vader, dankie Vader vir alles. Geef ons hierdie seën van vrede. Die shalom van vrede. Moet ons is ontvang hierdie vrede daar by jou werk, oor ons op jou gaan. Vader, mag U naam geseën wees. Brugota Adonai Elohim Melecha Haolam. Vader, mag U genaam geseën wees. Mag U naam geseën wees Yeshua Mashiach, mag U naam geseën wees Ruach HaKodesh. Mag ons U naam meeste seën. Dankie Vader. U is everlasting God, maar mag U naam vir ewig geseën wees. Ons eer U, ons bid nou alles, ons ontvang alles. En U seën Yeshua se maak sal Mashiach se naam. Deur die kragtige werking van U Ruach HaKodesh. Amen. Dankie.